Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As ons onsself aan God se wet meet, staan ons skuldig teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing uit Gesang 232, strofes 1 en 2. Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8 staan daar: julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n ware gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons dank God as ons sing uit Gesang 260, strofes 1, 2 en 3. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre is uit die Nuwe Testament en wel uit die evangelie na die beskrywing van Johannes. En ons gaan daar lees Johannes 12 verse 20 tot 36. Johannes 12 verse 20 tot 36. Maar voordat ons dit mekaar saam lees, kom ons bid saam. Almagtige, ewige God en hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre ook hier as gemeente te kan saamkom. Dankie Here dat ons ook op hierdie wyse ons erediens aan U kan onderhou en dat ons ook daarmee saam uit U woord mag lees om U beter te leer ken, te verstaan hoe groot en almagtig U werklik is. Ja Here, ons is nietig en ons staan afhanklik van U genade en liefde. Wil U daarom ook vanmôre hier in ons midde wees, gee dat dit wat hier gedoen word altyd sal strek tot eer en verheerliking van U naam, maar ook tot uitbreiding van U koninkryk in ons harte. Wil U daarom vanmôre ook hier saam met ons wees. Ons dink ook
aan elke broer en suster van die gemeente, wat op die gemeentekamp is, wil U ook daar vanmôre U genade skenk. Hierdie dinge vra ons, nie omdat ons enigiets verdien nie, maar Here, omdat ons bakkant kom staan en wil luister na U woord. Daarom doen ons dit ook alleen in die naam van ons Here Jesus. Amen. Kom ons sing nou ook in aansluiting by ons gebed en ter voorbereiding van die lees van die woord en die oordenking daarvan, Gesang 257, daarvan die eerste 2 verse. O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir U woord, wat my U raad en wil verklaar. Laat my die woord altyd bewaar. U woord, o Heer, deurboor en wond, maar dit genees ook, maak gesond. U woord toon al ons sondes aan en wys die weg wat ons moet gaan. Gesang 257, daarvan die eerste 2 verse. Geliefdes, Johannes 12, verse 20 tot 36. Daar was 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Besaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." En Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle: "Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring dit 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer." Nou is ek diep ontstel. En wat moet ek sê? Moet ek sê: "Vader, red my uit hierdie uur"? Maar jy's hiervoor het gekom vir hierdie uur. Vader, verheerlik U naam. Toe daar 'n stem uit die hemel gekom: "Ek het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik." Die mense wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê 'n engel het met hom gepraat. Toe sê Jesus: "Hierdie stem
het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. Die mense sê toe vir hom, ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig sal bly. Hoe sê u nou dat die seun van die mens verhoog moet word? En die seun van die mens, hierdie seun van die mens, wie is hy? Toe sê Jesus vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig, terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê, en daarna van hulle al weggegaan, en hom skuil gehou. Geliefdes, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons Here bly vir ewig. Geliefdes, vra waarmee mense dikwels op aarde worstel, is wie is God en waar leer ons hom regtig ken? Soos daar mense wat probeer om God soos 'n wiskundesom te ontleed en te ontrafel, en dan met hulle navorsingsresultate hulle self veroorloof om uitsprake oor die bestaan en die wese van God te maak. Die vraag is, kan 'n mens soos ek, met sy beperkte menslike verstand werklik daarin slaag om die wese van God hoegenaamd te begryp? Wat nog te sê van beoordeel en wesensuitsprake oor God te maak? Dit is net nie moontlik nie. Tog doen die verwaande mens te dikwels. Baie sogenaamde slim geleerde mense veroorloof hulle die reg om met menslike insigte en logika God te probeer verklaar. So soek baie om in die natuur, in die bome en die plante. Ons sal God nooit in die bome en plante vind nie, wel die werke van sy hande. Ander soek hom weer in beelde en aanbid hierdie beelde. Dan is daar ook diegene wat dink dat God 'n soort gees is en wat alles deursuur, of wat 'n mens hier diep binne in jou ook moet soek. God is mos in jou. Ja, hy is in ons deur sy gees. Dit is waar. Ander ontken weer God se totaliteit in ons, op sy bestaan in totaliteit. Vandag het daar ook 'n verwaandheid in die kerk ingesypel. Dink maar net aan diegene wat met jarelange studie wel probeer om te bepaal wie die sogenaamde historiese Jesus is. Die timmerman seun van Nasaret. En dan te kom met uitsprake soos dat Jesus se moeder Maria prostituut was en so meer. Ons ken daardie sieklikheid. En so hou dit aan en aan. Al die slim geleerdes speel egter dieselfde span. Maar nou, kom ons dink bietjie mooi daaroor. As ons nou vandag
vir die sterrekundiges 'n vraag sou vra. Sê vir ons, waar is die einde van hierdie blou lig bokant ons? Is daar een enkele een wat sal kan sê, ek weet waar die einde is? Nee, niemand weet nie. Is daar een enkele dokter wat ons vandag kan vra, gee vir ons die oplossing vir die genesing van kanker, waar ons dikwels ook by die grafte moet staan van kinders, is daar nie een wat 'n antwoord daarop het nie. Maar die slim mens vra my na die wese en die almag van God, dan het ons antwoorde. So loop die mensdom dikwels hulle eie paadjie op soek na God. Daar is egter net een manier om God werklik te leer ken. En dit is deur sy woord, sy geopenbaarde woord. Nou met dit as agtergrond, kom ons gaan kyk vanoggend wat in ons skrifgedeelte gebeur. Dit is 'n moeilike gedeelte hierdie. Ons sien dat die Grieke na Filippus toe gegaan het en die wens uitgespreek het om Jesus te ontmoet. Hulle wou hom leer ken. Hulle wou ook weet wie hy is. Terloops is dit opvallend dat hierdie navraag van die Grieke vir ons daarop wys dat die evangelieboodskap reeds op daardie stadium wyer versprei het as net tot die Jode en die Samaritane. Wanneer Andreas en Filippus hierdie wens van die Grieke aan Jesus meedeel, antwoord Jesus hulle bietjie enaardig. Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. As ons nou mooi na hierdie woorde van Jesus kyk, en ook na sy opmerking hierna, sien ons iets van wie Jesus is. Vir Jesus is die wens van hierdie Grieke 'n aanduiding dat sy werk hier op aarde besig was om einde toe te nader. Dat God sy reddingsplan met die mens besig was om na die einde toe te loop. Maar dis meer as dit. Kom ons kyk na Jesus se antwoord. Deur gebruik te maak van die treffende voorbeeld van die koringkorrel, verduidelik Jesus presies wat met sy sterwe gaan gebeur. Dit sê geweldig baie oor wie Jesus is en wat die betekenis van sy lewe en sterwe op aarde was. Jy sien, in daardie tyd het die mense geglo dat die saad wat 'n mens in die grond groei, eers doodgaan, eers sterf en daarna ontkiem en sodoende 'n klein saadjie word, 'n koringkorrel, wat dan uiteindelik 'n nuwe koringaar voortbring en aan hierdie koringaar word baie korrels as vrugte gedra. Wat Jesus dus hiermee leer, is dat nuwe lewe uit die dood na vore tree. Ja, uit sy dood aan die kruis, soos 'n koringkorrel in die sand, tree die nuwe lewe na vore, kom die nuwe aar op, wat baie korrels vrugte dra. Dit beteken dan dat Jesus se sterwe gaan meebring, dat daar 'n groot oes ingesamel sal word. Dis treffend nie waar nie. Ons leer dus uit hierdie gedeelte iets oor die wese van God. God wat die regverdige, almagtige, ewige God is, maar tog ook die liefdevolle en genadige Vader
dat sy seun laat sterf, sodat daar baie is en kan wees wat deur hom sal lewe. En nou baie belangrik, in vers 25 kom Jesus sy eerste opdrag aan sy disippels. En dit is dat hy ook moet doen, dat hulle ook moet doen soos hy gedoen het. Ja, Jesus sê, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir ewige lewe behou. Dit beteken dat die mens wat nie bereid is om vir Jesus sy lewe te verloor nie, soos 'n koringkorrel doodgaan nie, sal geen vrug of oes lewer nie. Sodoende sal daardie mens vir ewige lewe verloor gaan. As volgeling egter bereid is, elke volgeling, om soos 'n koringkorrel vir Jesus te sterf, sal hy op sy die vrug van die lewe daaruit put. Jesus verduidelik en bevestig dit alles in vers 26. As iemand my wil volg, my wil dien, moet hy my volg. As hy my wil dien, moet hy my volg. Ja, hulle moet in sy voetspore volg. Dit nie om self soos Jesus te word nie, of selfs Jesus te word nie, maar deur sy voorbeeld te volg. Hulle moet bereid wees om alles te verloor ter wille van hom. Onthou, hy het sy lewe verloor as gevolg van ons sondes, as gevolg van ons sondes. En net soos hy uit die dood opgestaan het soos 'n koringaar, so sal ons ook opstaan en die lewe as vrug dra. Johannes maak nog 'n verdere belangrike opmerking. Jesus weet dat die dood vir hom om die draai is. En ons lees in vers 27, nou is ek diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het ek gekom vir hierdie uur. Ja, mens moet hierdie verse daarom in die lig van Jesus se kruisdood verstaan. Jesus is ontstel, want hy weet wat voor lê, en dat dit verwerping en die kruisdood vir hom gaan beteken. Maar dit laat hom nie terugdeins nie. Die Vader het hom juis na die aarde toe gestuur om te kom sterf. Hy weet dat daar geen ander pad is om te loop nie. Daarom vra hy dat die Vader sy plan moet laat verloop soos wat dit moet wees. En verder, baie opvallend is dat Jesus se kruisdood die owerste, die leier van hierdie wêreld, die Satan, na buite gedryf word. Ja, hiermee bedoel Johannes dat met Jesus se kruisdood die Satan van sy mag op aarde gestroop is. Hieraan kan Satan niks doen nie. Hy kan maar net toe kyk hoe dat Jesus in hierdie wêreld sy volgelinge na hom toe lei. Om egter deel te wees van die kudde van die Here, kom die opdrag dat sy volgelinge moet hulle hier en nou van hulle elke geleentheid gebruik maak. Ja, nou terwyl die lig onder hulle skyn, moet hulle mense van die lig word. En hiermee bedoel Jesus dat hulle nie verder moet wonder oor wie die seun van die mens is nie, maar eerder in sy teenwoordigheid lewe. En so, geliefdes, het ons iets van God geleer. Ons het dit egter nie uit ons eie ervaring of uit die natuur of waar ook anders gekry nie, maar uit sy ewige woord. Die liefdevolle, regverdige
maar ook genadige God, wat sy seun vir ons sondes geoffer het, en wat ons van ons verwag, om onvoorwaardelik in hom te glo, en ook net genade, deur hom die ewige lewe te ontvang. Dit is die waarheid, wat nie uit die natuurbeelde of enige ander wyshede geken kan word nie, maar alleen uit sy woord. En daarom laat ons hom, Jesus Christus, ons Here, ons Heiland, onvoorwaardelik volg. Hy is die lig en die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe sê ons as mense ooit dankie? Dankie vir dit wat U vir ons as sondaar mense gedoen het. Ons verdien niks, maar tog het U self geoffer om die straf wat U oor ons uitgespreek het, van ons af weg te neem. Ja, U kon maklik maar net gesê het, ek vergewe julle, want U is almagtig, maar tog het U pad geloop, deur U te gee in U seun, om ons van ons sondes, dit wat ons teen U en ons naaste doen, te verlos. Ons kan maar net vir U sê dankie. Daarom wil ons ook ons lewe in dankbaarheid aan U toewy. Mag in alles wat ons sê en dink, U naam altyd groot gemaak word. En baie dankie dat ons ook vanmôre die geleentheid het om vir elke broer, elke suster, elke kind in hierdie gemeente voorbereiding te doen. Here, U ken elkeen se hart, U ken hulle vreugdes, U ken ook hulle hartseer. Onsekerheid, wat daar ook al mag wees, vul elkeen, van die oudste tot die jongste, se harte met U teenwoordigheid. Want Here, dit is vir ons as mense genoeg. En nou kom ons ook vanmôre en wil ons bely dat ons in gedagtes, woorde en in dade vandag al reeds teen U en teen ons naaste gesondig het. En ook nie vra ons maar. Ons weet ons is in Jesus vergewe. Maar ons bely dit en ons vra weer eens om vergifnis. Dit doen ons alles vanmôre en ons dank en loof U groote naam. Alleen deur ons Here Jesus Christus, U seun, wat saam met U in die Heilige Gees leef en regeer van ewigheid tot ewigheid. Amen. Kom ons sing nou ten slotte Gesang 2:7-6, daarvan albei die verse. Leer ons om in eie oë klein te wees voor U, o Heer, diep bewus van onvermoë om U naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil om te lewe soos U wil. Daar is by ons soveel weerstand teen U wil, U woord, o Heer. Ons bied soveel kere teenstand, wil ons nie deur U laat leer. Skep in ons 'n nuwe gees, laat ons U gehoorsaam wees. Gesang 2:7-6, daarvan albei die verse.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.